Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Die gebed van my hart is dat u vanmôre ook opgestaan het met 'n lied in die hart en dat u vanmôre ook met sekerheid weet dat God op die troon van die hemel sit en hy maak van die aarde die voetbank van sy voete. Nou ons is besig met die baie besondere reeks wat handel oor die werking van die Heilige Gees. Ek het vir u gesê Pinksterfees is 'n baie belangrike datum op ons Christelike kalender. Die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus sê dat hy ons nie as wese sal agterlaat nie, maar dat hy sy Heilige Gees aan ons sal skenk. En hierdie Gees van God is die een wat ons lei in die volle waarheid en die een wat vir ons onderrig, vir ons leer, ons oortuig en ons ook eendag veilig in die heerlikheid sal aanbring. Nou vriende, ek wil vir u vra om so 'n bietjie na die gesangbundel te gaan kyk. Daar is baie besondere gesange wat geskryf is oor die Heilige Gees. Daarvan gesang 204, 5, 6, 7 en verder aan. Ek wil vir u so vers of 2 lees uit gesang 213 voor ons by vanmôre se oordeenking uitkom. Daar staan: O Heilige Gees, ons bid u weer, Gees van ons Vader en ons Heer, maak van ons hart u woning. O Gees van God wat in ons skyn, die donker in ons laat verdwyn. Kom vul u tempel woning. Kom Heer, ons Heer, en versier ons met u deugde. Gee ons vreugde. Heer, u is die hoogste vreugde. Besonder wat daar staan in vers 2, staan altyd met u raad ons by. Ons dwaal hier in 'n woestyn. Wys u ons tog die weë. Maak ons bestendig en getrou, om vas aan die geloof te hou. Al kom ons onheil te, kom Heer, ons Heer, en vertroos ons droewe harte, sondaars harte, en genees ons wonde, smarte. Pragtig as ons hierdie gesange lees, en vriende, ek vra u dat u moeite sal doen, om so 'n bietjie deur die gesangbundel te lees, en hierdie kosbare waarhede raak te sien. Nou ons kom vanmôre by die gedagte uit, dat die Heilige Gees ook gestuur is, om ons as God se kinders te verander na die beeld van ons Here Jesus. U sal onthou by ons eerste oordeenking, het ons vir u gesê, eintlik by ons erediens Sondagoggend, dat die fokuspunt van die Heilige Gees se bediening is om Jesus te verhoog. Die Here Jesus, vriende, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, het na hierdie aarde gekom as die God-mens, volmaakte lewe geleef, 'n eenmalige, volkome volmaakte dood gesterwe, die dood, die hel, die Satan, die graf oorwin, opgestaan, opgevaar en gesê, kom weer om ons te kom haal. Maar nou leer die Bybel vir ons baie duidelik, dat as ons bely ons behoort aan die Here Jesus, moet ons wandel soos hy gewandel het. Luister, ons sal nooit volmaak word op hierdie aarde nie. Volmaaktheid lê vir ons voor in die hemel, maar Paulus sê, ek jaag daarna. Ek gryp daarna. Dit is elke dag my begeerte om meer te word soos Jesus, meer gelykvormig te word aan sy beeld, meer te doen soos hy gedoen het, 'n hart van empatie en simpatie te hê soos hy gehad het. Die Bybel sê sagmoedig en nederig van hart, sodat ons rus kan vind vir ons siele. So kom ons kyk gou wat leer die Bybel ons oor hierdie bepaalde gedagte en hoe die Heilige Gees werksaam is in ons lewe om ons te verander na die beeld van ons Here Jesus Christus. Nou vriende, daar staan in 2 Korintiërs 3 vers 17 hierdie woorde: Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou hierdie woordjie verander, gedaante verander, is die woordjie metamorfo. So die Heilige Gees, vriende, sê die Bybel vir ons, verander ons van gedaante na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. U sien vriende, dit is die einddoel van die Heilige Gees se werking in die lewe van God se kinders. En dit is dat hulle al hoe meer sal verander na die beeld van Jesus. Ons praat van die geestelike metamorfose wat ons moet ondergaan. Nou vriende, hierdie gedagte van die geestelike metamorfose, die gedaante verander, is dieselfde woordjie wat gebruik word in Matteus 17 vers 1. En kom ek probeer vir u hierdie beginsel deurgee. In Matteus 17 vind ons die gebeurtenis van die berg van verheerliking, waar Jesus van gedaante verander het voor Petrus en Jakobus en Johannes. U sal onthou dat Moses en Elia aan die Here verskyn op die berg, en ek lees dit gou vir u wat staan daar. Matteus 17 vers 1, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broers, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. So hier sien hierdie 3 apostels so ietsie van Jesus se heerlikheid. Hulle sien ietsie van sy majesteit, van sy grootheid. En dieselfde woord word gebruik uit van gedaante verander. En nou wil die Here vir ons kom sê, dat ons as kinders van die Here
sondaars uit genade gered nie dieselfde kan bly nie. Vriende, as ek bely ek behoort aan die Here, ek is weergebore, kan ek nie dag in en dag uit, jaar in en jaar uit, dekade in en dekade uit dieselfde bly, dieselfde praat, dieselfde dinge doen, dieselfde begeertes in my lewe koester as voor my wedergeboorte nie. Dis gans onmoontlik. So 'n persoon is nie gered nie. Luister, om jou hand op te steek, om 'n gebedjie agter iemand aan te bid, om 'n kaartjie te teken, maak jou nie 'n kind van God nie. Ek het vir u gesê wat sekerheid van saligheid behels, en die Bybel sê vir ons, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. So met ander woorde, as die Bybel vir ons sê ons moet van gedaante verander, dan beteken dit dan moet 'n sigbare, duidelike verandering in my lewe na vore kom, wat ander mense kan sien en wat ek kan sien in my lewe. Dit is nie om myself te prys nie, maar om eer te bring aan God. Daarom sê Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. Hoor nou? En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalligheid volmaakte wil van God is. Weereens die woordjie, ons moet verander word deur ons denke, deur ons lewenswandel, deur die vrug wat ons dra. Weereens die woordjie metamorfose. So die Heilige Gees is nie net die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie. Hy gee ons nie net sekerheid van saligheid nie. Hy leer ons nie net getuig en te bid nie, maar hy is juis gestuur om ons te verander om meer te word soos Jesus. Die vraag wat ek en jy vanmôre vir onsself moet afvra as kinders van die Here, is verander ons so, dat die vrug van die vlees en die sonde al minder en minder in ons word en na vore kom, terwyl die vrug van die Gees al meer en meer sigbaar word. Dis 'n vraag wat ek en jy vir onsself in hierdie môre moet beantwoord. As jy nie seker is nie, gaan vra jou vrou, gaan vra jou kinders, gaan vra jou man, gaan vra jou werkskollegas, gaan vra die mense by die kerk, jou familie, jou vriende, kan julle Jesus Christus in my sien? En ag vriende, ek wil vir u sê, as hulle vir jou sê, luister, ons sien geen verandering, vandat jy kwansys hierdie bekering ondergaan het nie, dan is dit 'n rooi lig wat vir jou afgaan. Want die Bybel sê vir ons in Johannes 3 vers 30, dat die Gees van God werk in ons, dat ons minder moet word, sodat die Here meer kan word in ons lewe. 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos Jesus gewandel het. U sien, ons kan nie dieselfde bly nie. Die Heilige Gees is juis gestuur om ons te verander na die beeld van Jesus. Filippense 3 vers 8, ek lees vir u hierdie verse, dis ons laaste verse, en dan sal ons môre uitkom by die maniere hoe die Heilige Gees ons dan verander na die beeld van Jesus. Paulus skryf in Filippense 3 vers 8, hy sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus self gegryp is. U sien vriende, dis my verantwoordelikheid, om hier as kind van God, vir die Here te vra, Here verander my meer na die beeld van Jesus, dat daar 'n metamorfose in my sal plaasvind. Daai wurmpie wat later 'n skoenlapper word, Here laat my lewe van 'n sondige, selfsugtige en eie sinnige lewe sal verander om meer Jesus se lewe in my lewe uit te leef, meer gelykvormig te word aan sy beeld. En ons gaan môre kyk na 'n paar dinge wat die Heilige Gees gebruik om ons te verander en wat hy gebruik in hierdie veranderingsproses. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee, insig, en dat ons sal sê, Here, hier is ek. Ek wil meer verander om te word soos my meester, my verlosser, my saligmaker Jesus Christus. Mag die Here ons groot genade gee, dat ons sal sien dat Pinksterfees is 'n besondere fees, want God stuur sy Gees om ons te verander om meer te word soos sy seun Jesus Christus. Baie groete vir u, seën mooi dag verder te.